Welkom terug by ons 31 Day Challenge en mag ek net sê, julle doen amazing. Ek is so trots op julle. Ek is so trots dat julle elke dag 'n bietjie meer probeer en net bietjie daai effort insit, want unfortunately Canva is een van daai tipe programme wat jy dit fisies moet oefen om dit te kan verstaan en ek dink julle doen almal fenomenaal. So, vir vandag se challenge gaan ons 'n inkleurprentjie skep. Dat ek weet dit klink bietjie crazy, maar ek gaan vir julle presies wys hoe julle dit gaan doen. OK. So ons gaan na projects toe. Ons gaan ons 31 day folder gaan kry. Gaan hom oopmaak. Ek gaan sê create. En nou gaan ek afskraal na custom size toe. Ek gaan seker maak my units is in millimeters. En ek gaan my papiergrootte insit. So 210 by 297 en ek gaan sê create new design. Okay, so die heel eerste ding wat ek wil hê julle moet doen is om actually 'n prentjie te kry waarvan julle regtig hou. So dit gaan ons doen hier by Elements en jy kan letterlik enige prent kies, wat ook al jy van hou. Ek dink julle almal weet wat ek gaan kies. As jy nog nie weet nie, dit is 'n blom. So ek gaan search vir flower. En nou wil ek nie hê julle moet 'n graphic kies nie, ek wil hê julle moet ingaan by fotos. En dan gaan soek jy 'n regte, ek wil sê detailed design. Ons kan dalk net hier bo die filter weer aansit dat hy vir ons net vertical gee. So ek gaan hom apply. En dan gaan ek bietjie gaan scroll en kyk vir 'n mooi prent van 'n blom. Wat dit lyk mooi. Maar dit is bietjie donker. Ek gaan nou nie so lekker werk nie. Okay, ek gaan sommer gaan met hierdie enetjie. Ek gaan hom in die hoek gaan plaas en hom mooi groot maak. Ek gaan hom dalk eerder hierdie kant toe skuif dat daai gedeelte nie in is nie. En nou wat ons gaan doen is ons gaan op ons prentjie klik en dan hierbo sal julle sien is die edit button. Ons gaan by hom ingaan. En dan sal julle sien hier is style match. Nou of jy Pro of Free gebruik, enige een kan hierdie funksie gebruik. So ek gaan sê see all en dan sal julle klaar sien hier is doodle en hier is line art. Ek gaan klik op line art en ek gaan hom 'n paar sekondes gee om gou die style op my prent te sit. Nou julle, die wonderlike ding van hierdie is, jy kan dit letterlik op enige foto gaan sit. Kom ons sê jy het 'n foto van jouself, 'n foto van jou hond, 'n foto van jou perd, wat ook al die geval mag wees, jy kan jou foto gaan add en jy kan so 'n oulike inkleur bladsy van dit maak. OK, maar ons gaan nie net een bladsy maak nie, ons gaan 10 bladsye maak. So ek gaan hierso onderdruk en sê add page. En omdat my tema blomme is, gaan ek nou nog 'n prentjie gaan soek van blomme. Ons gaan sommer gaan met hierdie enetjie, gaan hom gaan insit, hom bietjie vergroot, dat hy die hele bladsy vol maak. Ons kan hom bietjie opskuif. Ek gaan druk op edit. Ek gaan by style match en ek gaan sê line art. Ons gee hom weer so 'n paar sekondes. OK, nou gaan ek weer sê add page. So ons soek ten minste 'n 5 bladsy op die minste boek. Nou gaan ek afskraal, my volgende prentjie insit. Edit line art.
Okay, dan wel die stenseltjies afgesny, maar dis alright. Ek gaan nou maar net gaan en 'n paar verskillendes gaan insit. So ek trek nou al op bladsy 4. Edit line art. Mine is actually baie oulik. Okay, my 5de bladsy. Nou jy kan bietjie meer spesifiek wees en sê byvoorbeeld jy soek net sunflowers of jy soek rose of jy soek diere, wat ook al jy wil gebruik. Dit is oop vir enige idees, maar ek wil nou net vinnig vir julle wys. Okay, so daar het ek nou 'n 5 bladsy inkleurboek. Dan kan ek hier collapse en dan gaan nou weer sê add page. Nou as joune nie so onder mekaar is nie en hy so langs mekaar, dan gaan jy net op hierdie enetjie klik en dan gaan hy nog 'n bladsy bysit. Okay, maar vir nou wil ek hê julle moet 'n skoon bladsy vat. Jou view moet presies so lyk, so dit is hierdie knoppie hierso wat sê pages en nou gaan ek daai bladsy vat. Ek gaan hom vorentoe skuif en nou gaan ek vir hom 'n voorblad maak. Okay, so kom ons sê hierdie is jou free giveaway inkleurboekie wat jy gebruik net as 'n freebie om mense bietjie te lok. So ons gaan hierso nou 'n naam gaan kies, maar ek gaan hierso klik op Magic Write. En nou gaan ek hierso sê, nee wag ek jok, dis nie by Magic Write nie, ekskuus julle. By Canva AI. Nou kan ek vir hom vra, skep, dit is Engels, create a name for this 5-page coloring book of different flowers, oh my word, flowers. Ek weet ek het dit verkeerd gespel. Okay, kom ons sê vir hom net gou eers dit. Okay, en dan kan jy nou enige naam kies. Hy sê hierso hierdie een is sy gunsteling, so kom ons rol met daai enetjie. Gaan hom gaan highlight, gaan hom gaan copy, so copy is Ctrl C. Gaan op my bladsy klik en Ctrl V om hom te paste. Nou gaan ek byvoorbeeld hierdie gedeelte gaan Ctrl X om hom te cut. Ek gaan net delete druk om daai uit te haal en ek gaan hom weer paste. So nou kan ek vir my 'n opskrif maak. Okay, so hier begin ek gewoonlik eers die design van die actual bladsy maak, voordat ek te veel op die naam fokus, want dan gaan ek heel moontlik dit weer wil verander. So kom ons skep eers gou 'n mooi voorblad. So ons gaan teruggaan na Elements toe. En nou moet julle 'n grafiek gebruik. Julle mag nie 'n foto gebruik vir hierdie ene nie. En ons gaan basies flowers, wat ook al jou tema is, 'n bladsy skep met graphics. So ek sou gegaan het en maybe hierdie een insit. Kom ons kyk. Ja, ek gaan totally daai een uithaal en ek gaan so 'n paar random blomme insit. Gaan hom 'n bietjie rotate. Daai blommetjie is mooi.
Julle, nou is al my blomme oranje waarvan ek hou. Maar moenie bekommer nie, ons kan die kleur verander. Okay, so kom ons gaan met daai. Ek gaan daai spasie ooplos. Okay, kom ons gaan verander bietjie die kleure. So kom ons maak hierdie een miskien dalk pink. Of my staan nie baie mooi uit op die pink nie. Kyk, ons maak hom daai kleur. Die een se kleure gaan ek ook gaan verander. So ek kan hom dalk pers kleur maak. O jette. Daar is nou een van die voorbeelde waar dit nie so goed werk as jy die kleure verander nie. Okay, wag, kom ons haal dan maar eerder hierdie blommetjies uit. Gaan wel daai enetjie hou. Okay, nou kan julle klaar sien dat my blomme verskillende style is. So hierdie een is so half, ek weet nou nie wat se styl is dit hierdie nie, geverf. Okay, so nou kan ek dalk gaan, kom ons sit hierdie enetjie ook in. Nou kan ek dalk gaan en my style dieselfde maak. Okay, so ek gaan klik op hierdie een, ek gaan sê style, en ek gaan hom gaan paste op daai blom, style, en ek gaan paste hom op die ander blom ook. Sure, daai is beautiful. Okay, nou is daai een wragties ook oranje, so ons gaan kyk of ons hom kan wit maak. Okay, kom ons los hom so. Dit lyk vir my reg so. En nou gaan ek net 'n agtergrond gaan insit, so ek hou nogals van hierdie whitewash wood effek. Oh my word. Kyk ons dit teen mekaar sit. Ek moet sê ek het dit baie lank terug gebruik, so ek weet nou nie meer waar om dit te vind nie. Ja, dis hierdie enetjie. Okay, so dit is basies net soos 'n layover, maar ek gaan hom nou gaan groter maak. Set tot daar. En nou gaan ek hom gaan terugstuur na die heel agterkant toe, so position to the back. Okay. Nou kan ek gaan en ek kan my naam bietjie gaan verander. Ek kan miskien gaan en vir hierdie 'n agterskadu gee, net om dit bietjie uit te laat staan. Okay, so kom ons gee ons boeknaam net bietjie 'n anderste tipe font. So ek gaan op my font klik. Ek het hier reeds fonts waarvan ek hou om te gebruik. So ek gaan met een van hulle. En daai enetjie gaan ek so, nee, dit pas nie. Okay. Nou moet ek wel iets doen aan my skrif, want 'n mens kan nie my skrif sien nie. So ek dink julle weet nou al, ek hou daarvan om 'n white shadow agter te sit. So ek gaan hom net daar gaan add. En ek dink dit is een van die redes hoekom ek verskriklik baie daarvan hou om hierdie spesifieke shadows agter te sit, want daar pop my
skrif heeltemal klaar. So nou gaan ek net weer gaan en dit net agter die blomme gaan sit. So ek gaan sê backwards, 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 backwards. OK, nou kan ons dalk die kleur gaan verander. So kom ons maak daai een 'n donkerbruin. Ek weet nie of hier reeds 'n donkerbruin is nie. Nee, hier is nie. OK. Ons kyk onder see all. Daar is 'n donkerbruin en hierdie een kan ons dalk hy gaan 'n bietjie wegraak so. Kom ons hou hom ook maar donkerbruin. En dan kan jy nou byvoorbeeld ook bysit free copy of created by jou naam of wat ook al jy nog daar wil insit. Soos ek sê, jy kan nou regtig gaan en hierdie lekker net bietjie gaan rondspeel met die voorblad. OK, so ek gaan net bietjie hier nog adjust en net so bietjie van dit groter maak. En dan nog 'n ding wat ek nogals van hou om te doen, veral as ek blomme doen. Ek gaan teruggaan na my elements toe en ek gaan search vir line flowers of net flower. Dan kry mens nou sulke tipe blomme. Ek hou daarvan om net so bietjie 'n blaartjie in te sit, net om bietjie die ek weet nie hoe om dit bietjie te breek. Hoe sal mense nou so sê? So ek gaan hom nou daar sit, ek gaan hom terugstuur, so onthou jou shortcut, control, en dan jou linkerkantste bracket. Ons kan dalk hierdie kant ook so enetjie insit. Dan gaan hom net weer ook terugstuur. OK. Ons kyk wat sien ek nog. So ietsie is ook altyd oulik om in te sit. Nou hierdie is nou vir blomme. As jy nie blomme doen nie, is dit nie nodig om hierdie stap te volg nie. Ek sit dit maar net gewoonlik in. Ek weet nie omdat dit pas net vir my by die blomme. OK, so kom ons kyk wat is daar nog. OK, ek dink dit is hoe ver ek gaan. Ek gaan nou nie te veel goedjies insit nie. En dan gaan jy hom save, so jy gaan na share toe gaan. Ons gaan druk op download en ons gaan hom hier as 'n PDF download. So hy is fyn op digital. Jy kan hom dan net download en mense kan hom dan self print en inkleer. OK. En dit is die les vir vandag julle. Wag, voordat ek vergeet. Onthou om hier bo te gaan sit. Toggies. Dag 7. En dan kan jy die boek se naam bysit as jy wil. Maar onthou om jou naam ook by te sit of jou titel by te sit van dag 7.